Goeiemôre familie, en baie geseënde hemelvaart vir elkeen van julle. Ek hoop jy is warm en jy is gesond en dat die Here se versorging en sy voorsiening oor jou is. Soos jy kan hoor is ek ook nog op die herstelpad, maar die Here is goed vir ons en sy versorging is oor ons is ewig dankbaar daarvoor. Ek wil so 'n paar gedagtes met jou deel rondom hemelvaart. En dit lei van 'n gesprek wat ek nou die dag met iemand gehad het rondom die wêreld op die oomblik. Hulle stelling aan my was, Dominee, die wêreld gaan so agteruit. Kerke loop leeg, alles verrot, alles is op hierdie agteruitgangpad en ons het hierdie verwagting dat die Here sal kom en hy sal alles kom herstel. En ek dink so 'n bietjie oor daai frase, dat daar hierdie afwagting is van die Here wat kom en alles moet kom herstel. En ja, jy weet, in ons belydenis is dit iets wat regtig waar is. Ons het hierdie herstellende afwagting van God wat na ons toe terugkom. Maar ek dink so aan Jesus se opdragte. Ek dink aan dit waarmee hy ons getaak het as gelowiges, as volgers van hom. En dit kom uit twee spesifieke verhale. Die eerste een is in Matteus 24, waar in vers 3 die disippels vir hom vra, leermeester, wanneer sal die einde van hierdie tyd wees? Wanneer sal die einde van hierdie aihonos wees? En Jesus antwoord hulle natuurlik met hierdie pragtige traktaat van sy tyd wat tot 'n einde kom. En hy sê, voor die einde van hierdie geslag sal al hierdie dinge gebeur. En Jesus praat natuurlik van sy kruisgebeur. En hy praat natuurlik oor die rede hoekom hy na die wêreld toe gekom het. En dis vir my so 'n pragtige stukkie gedagte om te sê, Jesus is besig om sy disippels reg te maak, om te sê, my tyd as Messias saam met julle gaan tot 'n einde kom. Hierdie gedagte dat julle die heeltyd net afhanklik van my gaan wees om die herstel en die voorspoed en die, hoe kan 'n mens sê, die genesende hand van God in hierdie wêreld te wees, gaan tot 'n einde kom en ek gaan iets daarna doen. Iets daarna wat die wêreld gaan verander. En dan sien ons in Handelinge 1 waar Jesus opvaar hemel toe. En soos wat hy opvaar hemel toe, is daar hierdie twee mans in wit geklee wat saam met die disippels staan en vir hulle vra, maar hoekom kyk julle op? Kyk voor julle. Hoekom staar julle op na die hemel toe? Julle weet mos hy gaan weer kom. En daar's hierdie gedagte dat in Handelinge 2 hierdie ongelooflike ding gebeur van die Heilige Gees wat uitgestort word op hierdie disippels. En so hemelvaart het vir my 'n hele ander betekenis ingeneem, in die sin van dat, hoekom kyk ek nog op? As ek so kyk na die wêreld en ek sien die verrot en ek sien die agteruitgang, hoekom kyk ek nog op? Is die herstel en die genesing en alles wat gedoen moet word dalk nie iets waarmee Jesus my getaak het nie? Is die uitbreiding van die koninkryk iets waarvoor ek moet wag op God, of is dit iets wat Jesus vir my in my lewenstyd as 'n taak gestel het om te sê, gaan lewe my wil, gaan lewe my koninkryk uit aan hierdie wêreld? So nee, ek kyk na die wêreld en ek sien die verrot en ek sien die agteruitgang, maar ek sien ook die genade van Jesus Christus. Toe dit sy tyd was en sy bedeling was, het hy iets ongelooflik gedoen wat my in staat gestel het om uit te gaan en in vrymoedigheid sy wêreld te gaan bedien. En tog is elkeen van ons in staat om hierdie te doen. Tog is elkeen van ons getaak om hierdie te doen. Interessant, in hierdie selfde gesprek sê die persoon vir my, jy weet, aan die hand van hierdie wêreld wat so agteruit gaan, ja, hemelvaart is nie eers meer 'n vakansiedag nie. Kyk hoe die regering hierdie heilige dag van ons af weggevat. Maar ek sien ook 'n stukkie seën in die feit dat
Hemelvaartdag nie 'n vakansiedag is nie. Want Hemelvaart het nie 'n simbool geword van ons wat moet rus of ons wat 'n Sabbat moet vat om te dink of na te dink aan Jesus se opvaarding. Ek dink Hemelvaartdag het vir ons 'n oomblik geword in ons geskiedenis om te besef die werk wat voor lê is God se werk en dis ons verantwoordelikheid. So mag jy op hierdie dag, daar waar jy dalk is by die werk, vir die van julle wat dalk afgevat het, mag jy jouself aanmoedig en taak daarmee om uit te gaan en mense te gaan bedien. Mag jy die koninkryk versprei daar waar jy is. Mag jy in die oomblik waar jy vir jouself dink, ag, ek is nou besig met alledaagse dinge, 'n kop skuif maak om te sê, ek doen hierdie ter ere, ter wille van God. Mag God jou seën. Mag jy ophou opkyk. Mag jy voor jou kyk. Mag jy hierdie wêreld wat agteruit gaan, stukkie vir stukkie herstel. Vrede en liefde vir elkeen van julle.